Ek weet nie of jy dit weet nie, maar koning Salomo was die wysste man wat nog ooit geleef het. Ons weet die Bybel sê dit. Maar weet jy dat hy ook die rykste man is wat nog ooit geleef het? Hulle skoliere sê vir ons dat as jy kyk na wat die Bybel sê, wat sy welvaartportefeulje was, dan was sy net welvaart so by 1 triljoen Amerikaanse dollars gewees. As jy kyk na al sy perde, sy kamele, die goud wat hy gehad het, die diensknegte wat hy gehad het, die grondgebied wat hy besit het. Nou die rykste man wat op hierdie stadium leef is Elon Musk. Hy het omtrent 800 miljoen of biljoen, Amerikaanse dollars. So hy's nie ver kort van Elon Musk nie. Dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat iemand naby Salomo kom. Maar dan Elon Musk se rykdom is in 'n besigheid wat aandele het. So môre gebeur daar iets met daai besigheid en wat gebeur dan val daai aandele. So dis ook nie dieselfde as Salomo se nie, want Salomo se welvaart was in goud gewees, dit was in menslike hulpbronne gewees, dit was in vee gewees en dit was in grond gewees wat natuurlik die Bybelse 4 kommoditeite is van ware welvaart. En soos wat ons deur Spreuke gaan en deur hoofstuk vir hoofstuk werk, hanteer Salomo net soveel goed wat so relevant is vir ons lewe, vir ons huwelike, vir ons gesinne, vir ons leierskap. En vandag gaan ons bietjie stil staan by 'n stuk in Spreuke waar Salomo ons leer wysheid rondom welvaart en wysheid, hoe wysheid bates bou in ons lewens. Hoe God vir ons wysheid gee om ons finansies te bestuur en hoe ons dink oor finansies. Maar vanoggend wil ek net bietjie stil staan in Spreuke 8, want in Spreuke 8 gee Salomo vir ons een van die mees revolusionêrste openbarings rondom welvaart. En hy in vers 18 tot 21 sê hy dit: rykdom, eer en blywende welvaart is by my. En dis wysheid wat nou praat. Onthou in Salomo, in die Spreuke van Salomo praat wysheid asof hy 'n vrou is. Hulle praat van Lady Wisdom, okay? En so sy sê, wysheid sê, rykdom, eer en blywende welvaart is by my. My vrug is beter as goud, ja, as fyn goud. En my opbrengs beter as uitgesoekte silwer, om die wat my liefhet ryk te maak en hulle skatkamers te vul. En 'n groot tema in die boek van Salomo en die Spreuke is juist dit, is om nie rykdom per se te soek nie, maar om wysheid te soek. Ons het laas Sondag daarna gekyk waar ons gekyk het hoe delf ons en ekskuus nie laas Sondag nie, voor Paasnaweek, hoe delf ons vir diamante en Kimberley is diamantwêreld en die Noord-Kaap is diamantwêreld en ons ook heelwat ander myne. Maar Salomo leer oor en oor vir ons. Hy sê vir ons, begeer wysheid meer as diamante, begeer wysheid meer as skatte, begeer wysheid meer as goud, want wanneer jy wysheid het, gaan dit in elk geval lei tot hierdie rykdom. En dit is wat Salomo self ook gekies het. Onthou, toe hy as 'n jong seun die koningskap oorgevat het en hy kon enige wens maak en hy kon gevra het vir 'n lang lewe, hy kon gevra het vir die lewe van sy vyande, hy kon gevra het vir welvaart en rykdom, toe sê hy, Here, gee vir my wysheid en gee vir my onderskeiding om hierdie mense reg te leer. En toe sê God te leer en te lei. En God sê toe vir hom, omdat jy nie vir jouself sigtige wysheid of vir jouself sig rykdom gevra het nie, gaan ek vir jou al hierdie goed ook gee saam met wysheid. En Salomo wil vir jou en vir my in hierdie era leer om wysheid te soek bo welvaart. Want wysheid is ook die ding wat na blywende welvaart lei. Nou, ek wil hê jy moet net so 'n mental note maak by daardie woord blywende welvaart, want in die Engels noem hy dit enduring wealth, die Engelse Bybel, enduring wealth. En ons gaan nou terugkom na dit, want dit het 'n geweldige, diep, ryk en kragtige betekenis. Maar net 'n paar gedagtes wat ek trek uit Spreuke 8 uit, dat wysheid onderskei tussen bates en besittings. Nou wie van julle weet dat nie elke besitting is 'n bate nie. Inteendeel, meeste van die besittings wat ons dalk het, is 'n las. Dink aan jou skoonma. Nee, moenie aan jou skoonma dink nie, okay? Maar wie van julle weet dat meeste besittings is nie bates nie, is laste. Daardie fancy kar wat ek gekoop het, daardie Hilux bakkie wat ek gekoop het, is nie 'n bate nie. Hy's 'n las. Want sy waarde gaan verminder en party van daai karre se waarde verminder meer as ander
Maar hy's 'n las. Die oomblik as jy 'n nuwe kar uittrek en jy ry om die blok en jy wil hom terugruil, dan sê hulle ons sal hom terugvat enige tyd meneer, maar ons gaan jou R40,000 minder vir hom aanbied. As jy maar is dan nog splinternuut, dan sê hy nee, hy is nou tweedehands. Jy het hom die blok gery met hom. Hoekom? Dis 'n las. 'n Las verminder waarde, maar 'n bate groei in waarde. So as jy iets moet koop, koop 'n karavaan tweedehands, want 'n tweedehandse karavaan hou sy waarde. Of koop 'n vliegtyg. 'n Vliegtyg, as jy hom vir die regte prys koop, groei in waarde, of 'n helikopter, soos die man gesê het. Maar Salomo sê nee, koop bates, belê in bates, en dis wat hierdie woord blywende rykdom van praat. Nou Salomo onderskei ook, hy praat van rykdom en dan praat hy van welvaart, riches en wealth, en ek dink ons moet daardie onderskeid maak, want wanneer ons praat van intelligensie en die woord wysheid, Sophia in die Grieks, interessantheidshalwe beteken superieure intelligensie. Want God se intelligensie is superieur tot menslike intelligensie. Nou wanneer ek en jy 'n IQ toets doen wat ons intelligensie meet, dan toets hulle al daai vrae wat hulle vir ons vra. Onthou julle toe ons op skool was, ons daai toetse gedoen. Dit gaan eintlik oor hoeveel onderskeidings kan jy maak. My vrou se kunstige intelligensie is baie ver bo my intelligensie. Sjaal, vir my is daar net groen en blou en geel, maar sy kyk na groen en dan sê sy daar's turquoise en teal en die kleur, en ek sê, maar dis groen. Nee, is nie groen nie. Sy het 'n intelligensie wanneer dit kom by kuns, want sy kan baie meer onderskeidings maak. Maak dit sin? Dis hoe hulle intelligensie meet. En so een van die goed wat ons moet kan onderskei tussen is, wat is die verskil tussen rykdom en wat is die verskil tussen dit en welvaart? Nou rykdom verwys na koopkrag. Dit verwys met ander woorde na ons vermoë om goederes te kan koop. Dit wat ek ry, dit waaraan ek bly, dit wat ek dra, wat ek eet, dit wat ek besit en dit wat ek geniet, die sigbare goed. Nou hoeveel van julle weet dat party mense lyk baie ryk, maar hulle het nie eintlik welvaart nie. Hulle lyk ryk, maar hulle het baie skuld om ryk te lyk. En die wêreld waarin ons beweeg, wil ons daarna toe so skape in 'n drukkarrel indruk om to live it large out there, om te pretend, voor te gee dat ons hierdie welvaart het. Maar dit sit mense onder soveel druk, want jy moet dit altyd weer terugbetaal. En daarom gee hulle vir ons al hierdie offers, koop iets nou, en jy gaan eers oor 3 maande begin terugbetaal, of buy now and pay later. Hoekom? Hulle wil hê ons moet ryk probeer lyk, maar daar's 'n misleiding in dit. Welvaart daarteenoor verwys na bates, wat met tyd groei, met ander woorde die waarde van hierdie bate raak meer, soos jou vrou. Die waarde van jou vrou raak meer oor tyd. Is waar. Hulle sê vrouens word oud soos wyn. Hoe ouer hulle word, hoe beter word hulle. En sorry manne, hulle sê die manne word oud soos melk. Eers word ons suur en dan raak ons dik. Sommige net 'n grappie. Maar welvaart sluit God se 4 geldeenhede in. Nou wat is God se geldeenhede? Eiendom, kommoditeite, goud, silwer, diamante, steenkool, olie. Ewe skielik is die wêreld se ekonomie in rep en roer as gevolg van wat in die Midde-Ooste gebeur, omdat die kommoditeit olie onder drang is. Die vraag na olie is nou groter as die aanbod, en ewe skielik gaan al die pryse op, omdat een kommoditeit bedreig word. En dan natuurlik vee en menslike hulpbronne. En so wanneer ek en jy dan geld belê in eiendom, en ons belê dit goed, en ons koop dit teen 'n lae prys of 'n goeie prys, dan kan dit groei oor tyd. As ons in die regte plek en die regte tyd koop, dieselfde met vee, maar net nie 'n bees koop wat back and close sê dit op hierdie stadium nie. Dieselfde met kommoditeite, en natuurlik as ons in menslike hulpbronne, as ons goeie mense kan aanstel wat produktief is en wat waarde tot 'n besigheid kan toevoeg, is dit 'n goeie belegging. En dit was nog altyd so gewees. Oor duisende jare heen kan jy maar gaan kyk na die goudprys 2000 jaar terug vergelyking met die goudprys nou, het net meer en meer en meer geword. Die grondprys, tensy jy in 'n slegte area gekoop het, waar daar iets skeef geloop het, gaan grond se prys altyd opgaan.
Menslike hulpbronne raak net eenvoudig elke jaar duurder. Dis hoekom as jy werk vir 'n baas, dan gaan jy na die einde van die jaar na jou baas toe en sê jy, ek het 'n verhoging nodig. Jy moet my nou volgende jaar ten minste 5 of 6 of 7% meer betaal as laas jaar om my dienste te behou, want ek het meer werd geword. Nou, mense het nie noodwendig meer werd geword nie, maar wat gebeur het is die waarde van geld verminder. Ons noem dit depresieer. So elke 7 jaar met ons huidige inflasiekoers in 7 jaar se tyd dan halveer die koopkrag van ons geld, van papiergeld. So R100 oor 7 jaar kan net R50 se waarde koop. Maak dit sin? En daarom as jy 'n salaris verdien of as jy 'n besigheid het en jy wil dieselfde leefstyl hê, dan moet jy seker maak dat oor 7 jaar jy dubbel jou salaris kry wat jy nou kry. As jy dieselfde leefstyl wil handhaaf. Dis hoe die wêreld se ekonomie werk. En daarom moet ek elke jaar vir dieselfde stuk grond of vir dieselfde gebou, moet ek elke jaar 5 of 10% meer betaal van papiergeld, want papiergeld se waarde gaan af, maar grond se waarde bly dieselfde. Goud se waarde bly dieselfde, partykeer gaan hy nog bietjie op as die ekonomie onder sekere druk is. Daarom gaan die beesprys oor tyd op. Hoekom? Want geld se waarde gaan af. En so Salomo leer vir ons, jy moet onderskei tussen wat is rykdom en wat is welvaart. Mense wat rykdom bymekaar maak, wil graag ryk lyk. Beteken nie hulle is wel af nie. Maar hulle lyk ryk. Hulle het die karre, hulle het die goed, hulle het alles wat fancy lyk, hulle het die designer clothes. Ek weet nie of ek dit laasweek genoem het nie, maar jy kan nou deesdae, dis nou die inding op sosiale media. Jy kan na 'n baie fancy restaurant toe gaan, dan betaal jy R600, dan bring hulle vir jou 100 000 rand se bottel champagne uit. Dan kan jy 'n selfie neem vir R500 met hierdie bottel champagne asof jy hom drink en dit op sosiale media, maar jy maak hom nooit oop nie. Jy koop net die reg om 'n foto te neem saam met hierdie bottel om te projekteer daar buite dat jy hierdie leefstyl het. Nou sien waar ons wêreld heen gaan. En dis 'n ding. Mense gaan na die fancy hotelle toe, dan neem hulle selfies voor die fancy hotel, dan gaan slaap hulle in 'n krotjie so aan die ander kant oor kan die pad. Maar hulle skep die beeld daar buite dat hulle hierdie rykdom het, dat hulle hierdie leefstyl het. En Salomo waarsku ons daarteen. So wysheid maak daai onderskeid. Nommer 2, wysheid leef in die welvaart kwadrant. Wysheid leef in die welvaart kwadrant. En dit is wat blywende welvaart beteken. Nou kom ek wys gou vir julle wat dit beteken. As jy na die volgende skyfie toe kan gaan en ek wil hierdie prentjie by jou agterlaat vandag. As enigiets onthou van vandag is dit. Nou daar's 4 kwadrante waarin ons kan leef. Dis die geld wat inkom, is baie eenvoudig, en die geld wat uitgaan. Nou die armste van die arme mense wat vir 'n dagloon of 'n weekloon werk, wat gebeur? As my tuinier kom werk by my op 'n donderdag, dan wil hy graag hê ek moet hom donderdag betaal. As hy klaar is, of ek nou kontant by my het of nie, ek moet hom donderdag betaal, want as ek hom nie donderdag middag 4 uur betaal nie, dan eet hy nie daai aand nie. So alles wat inkom, gaan dadelik weer uit. Alles wat ek verdien word dadelik uitgelewe. Dis hoe die arme mense van die wêreld leef. Geld kom in en ons consume dit dadelik, ons verbruik dit dadelik om te kan oorleef. Okay, jy sien ook daar's 2 ander blokke en dit is die batesblok en die lasteblok en ons gaan in 'n oomblik daarby kom. Die tweede skyfie, die volgende skyfie gaan vir jou wys hoe die middelklas mense van die wêreld leef. Kyk gou saam met my. So die middelklas mens leef so. Geld kom in die vorm van 'n salaris. Meeste middelklas mense word nie weekliks betaal nie, maar maandeliks. En so geld kom in die einde van die maand. En dan sê die banke vir ons, bring vir my 3 maande se salarisstrokies. En ek gaan kyk of ons vir jou 'n huislening kan gee teen daardie salarisinkomste. En ons gaan ook kyk of ons vir jou 'n voertuiglening kan gee. En so wat ons dan doen is, ons koop 'n huis teen ons salarisbewys en daai huis word 'n las. So baie mense dink die huis waarin ons bly is 'n bate, maar is nie regtig 'n bate nie, tensy daardie huis inkomste inbring. Hy's 'n las want hy kos ons geld. Jy het 'n maandelikse paaiement wat jy moet betaal op hom. Jy moet die stadsraad met jou eiendomsbelasting betaal, jy moet jou water en krag betaal. Goeders breek aan. Ek weet nie of julle huise ook breek nie, maar goeders breek by huise, okay, en dit kos geld. En so nou koop ons 'n leefstyl. Bly net gou by daai skyfie vir ons. Nou koop ons teen ons
inkomste koop ons, kan ons geld leen en ons koop laste aan. Daai kar is 'n las want hy bring nie geld in nie. En dit finansier dan ons leefstyl. Maar wat gebeur? Later begin ek meer en meer van my inkomste aan skuld terugbetaling betaal. Hulle gee ook dan vir ons klere rekeninge waar ons klere kan op skuld koop. So lank nadat daai jean nie meer sy klere het nie, betaal ek nog af aan hom, of ek gaan op vakansie op skuld en ek het al my volgende vakansie nodig, maar ek betaal nog af aan die vorige vakansie. En so gee hulle vir ons die geleentheid om allerlei goed op skuld te doen, en dis waar meeste van die middelklas mense in die wêreld leef, in die laste kwadrant. Ons gaan nou kom by hoe die Here wil hê ek en jy moet leef. Spreuke 13 vers 22 en daar sê Salomo, 'n slegte mens laat 'n erfenis vir die regverdige oor. So slegte mense se geld gaan na die regverdige toe, maar die goeie laat 'n erfenis vir sy kinders se kinders. So hy bou blywende welvaart wat nie net vir homself is nie, maar ook hy sit sy kinders vooruit. Die derde beginsel is wysheid bou blywende bates. Nie net laste nie, maar bates wat gaan bly, nie net vir onsself nie, maar ook vir die volgende generasie. Nou, wat is 'n blywende bate volgens Salomo se definisie in die Hebreëse taal? Dis 'n bate wat 'n hoë waarde bate. Met ander woorde, dis iets wat regtig waarde het, wat ook kontant vloei skep. Met ander woorde, hy bring geld in, maar teen 'n lae koste aangekoop of bekom is. Dis die Hebreëse vertaling van enduring wealth. Nou, wie van julle het al Robert Kiyosaki se Rich Dad Poor Dad gelees? Is daar enige iemand hier? Jare terug. As almal het gelees, toe begin almal eiendomme koop op sy beginsel, want in 2008 verloor meeste mense hulle eiendomme, want sy beginsels is waar, maar dit werk nie in Suid-Afrika soos wat dit oor see werk nie, want hulle het 4% rente en ons het daai tyd 24% rente gehad. Okay, maar hy het goeie beginsels en toe het hy ook 'n boek geskryf, Cash Flow Quadrant. Briljante boek. Nou Robert se boek is gebaseer op hierdie wat Salomo nou sê. Hy het nie nou mee uitgekom nie. Salomo het 'n paar duisend jaar terug het Salomo hiermee opgekom. It's amazing. Hy het hierdie goed geweet. Dis hoekom hy die rykste man wat nog ooit geleef was op aarde is, vandag nog is. Dis 'n hoë waarde bate wat konstant vloei skep, maar teen 'n lae koste bekom is. En so eiendom is nie noodwendig 'n goeie belegging nie. Want as jy te duur betaal vir eiendom wanneer jy dit koop, dan gaan jy in die moeilikheid wees. Dan gaan jy sukkel om in te haal. Maar wanneer jy 'n eiendom kan koop teen 60 of 50 of 40% van die markwaarde, soos 'n hoë waarde bate wat jy teen 'n lae koste koop, en jy kan dan daai eiendom omdraai om inkomste in te bring, dan is dit enduring wealth volgens Salomo se definisie. Maak dit sin? En as jy nou die naweek bywoon, gaan ek nou vir jou 'n bietjie meer inligting gee van hoe om dit te doen in 'n baie praktiese manier. Ek wil nou nie in die detail daarvan op 'n Sondag ingaan nie. Maar hoor gou wat sê Salomo in Spreuke 24 vers 27 in die Afrikaanse Bybel vir almal. Jy moet eers jou werk buitekant klaarmaak en jou koringland ploeg en saai, daarna kan jy jou huis begin bou. Hy sê, saai eers jou lande. Maak seker jy het strome van inkomste. Belê eers in bates wat gaan toeneem in hulle waarde, maar wat ook vir jou inkomste gaan gee. Saai eers jou lande. Maak eers seker jy het 'n beestoet. Maak eers seker jy het al hierdie goed in plek en dan begin jy vir jou 'n fancy huis bou. Maar wat ons baie keer doen, ons bou die fancy huis en ons doen dit op skuld en ons leen nog geld by die bank om hierdie fancy huis te koop en te bou en ons is meeste van ons skuldig daaraan want ons word gevang in hierdie idee van rykdom en op die einde van die dag raak ons slawe van om in hierdie huis te bly en God het nie 'n probleem daarmee dat ek en jy 'n mooi huis besit nie, maar hy het 'n probleem as daardie huis ons besit. God het nie 'n probleem as ek en jy 'n mooi kar ry nie en bestuur nie. Maar as daai kar my begin bestuur, het hy 'n probleem. God het nie 'n probleem as ek en jy mooi goed het nie, maar as daai goed my begin het en my begin besit,
dan het hy 'n probleem daarmee. En daarom leer koning Salomo vir ons, hy sê bou blywende welvaart, plant eers jou lande, kry eers goed so hoe ons dink is anderster. Nommer 4, wysheid skep bates wat kontant vloei skep. So voordat ek iets koop, dink ek eers, hoe gaan hierdie ding wat ek koop vir my geld inbring? Hoe gaan dit my finansiële posisie beter maak? Daai flat screen TV wat ek graag wil koop, hoe gaan dit geld inbring? En nee, dit gaan nie geld inbring nie. Kom ons los hom maar eers. Ons kan maar op die klein TV'tjie kyk. Vir nou. Kom ons gaan na die volgende skyfie toe en hier's reg wat Salomo vir ons vanoggend glo ek wil leer. Hy sê leef in die bate kwadrant, in die welvaart kwadrant. Met ander woorde, geld kom in, jou salaris kom in. Die eerste vraag wat die Jode byvoorbeeld vra wanneer hulle geld inkom en 'n salaris kry, is nie wat kan ek koop, hoe gaan die geld uitgaan nie. Hulle vra ook nie hoeveel geld kan ek nou leen met hierdie salaris wat ek kry? Watse kar kan ek nou gaan finansier of watse huis kan ek nou gaan finansier met hierdie geld? Die eerste vraag wat hulle vra is, hoe gaan ek hierdie inkomste wat nou inkom belê? Sien jy daai pyltjie wat afgaan? Hoe gaan ek hierdie inkomste belê in 'n bate, 'n hoë waarde bate wat ek teen lae koste wil koop en wat gaan dan weer geld inbring? Sien daai bate bring weer 'n pyltjie terug na die inkomste toe. En dan gaan die geld uit. Wat beteken dit? As ek 'n flat screen TV wil koop, voordat ek die flat screen TV koop, watse bate gaan ek inbelê? En dan wanneer daai bate vir my geld teruggee, gaan ek met daai geld wat ek van die bate afgekry het, gaan ek die TV koop. Want as ek daai TV op skuld gaan koop, dan word ek die slaaf van daai TV. Maar wanneer ek daai TV kan koop met geld wat 'n bate vir my teruggebring het, dan is ek nie die slaaf van daardie TV nie. As ek daai kar op skuld koop, dan raak ek die slaaf van daardie kar. Maar as ek 'n bate kan skep wat daardie kar vir my afbetaal, dan raak die bate die slaaf van daardie voertuig en ek is nie die slaaf nie. En dis God se hart vir jou en my as sy kind om ons los te koop van die skuldlas van hierdie wêreld. En hy nooi ons uit. Hy sê kom leef in die bate kwadrant. Kom leef in die welvaart kwadrant. Dis sy wysheid. En so Salomo, en ek gaan dit vinnig vir jou gee vir ons in die hele boek van Spreuke gee vir ons 25 seker stappe na armoede. As jy graag wil arm wees, skryf hierdie 25 neer. Okay. En as jy nie wil arm wees nie, neem gou 'n screenshot van dit, maar is ook in ons boek beskikbaar en ons gaan dit vir jou oor die naweek gee as jy dit bywoon. Ek gaan vinnig daardeur gaan. Om geld wins deur geweld te maak is 'n seker stap om by armoede te. Met ander woorde, jy gebruik geweld om wins te maak. Nommer 2, bedrog is 'n sekere manier om arm te word. Omkopery. Nommer 4, leuns vertel vir my eie voordeel deur finansiëel deur 'n leuen te baat. Nommer 5, onregverdige wins is 'n sekere manier om arm te wees. Nommer 6, egbreek. Okay, as jy wil arm wees, skei. Okay, great. 7, om borg te staan vir iemand anders se skuld. Ons het so 'n paar weke terug daaroor gesels, toe Salomo nogal daarop ingezoom. Nommer 7, nommer 8, slymer en slaap. Hy sê nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap en vinnig gaan jou armoede kom soos 'n rower in die nag. Nommer 9, passiwiteit. Te lank op daai couch te lê en Masters golf te kyk. Okay, nee, ek terg sommer. Ons kyk almal. Okay. 10, nalatigheid. Nalatig te wees. Nommer 11, om lui te wees. Nommer 12, ledigheid. Hulle pas so by mekaar, maar so klein verskil tussen daai. Nommer 13, gemaksigtigheid. Complacency sê die Engels. Nou, gemaksigtigheid of complacency in die Hebreëse taal beteken oop deur. En wanneer ek en jy gemaksigtig is, dan maak ons 'n deur oop dat die duiwel kom steel in ons lewens. En dis hoekom Salomo waarsku, hy sê as jy gemaksigtig is, dan is dit 'n sekere manier na armoede toe. Nommer 14, gierigheid. As ek geld najag as die belangrikste ding in my lewe, is dit 'n seker stap na armoede toe. Nommer 16, vinnig ryk word skemas. Ek het so 'n paar weke terug nogal kwaai daaroor gepraat. Ouens asseblief, daar is nie 'n manier om vinnig ryk te word nie. God gaan die werk van ons hande seën. There's no quick rich schemes. As dit goed klink om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. Ek weet nie hoekom nie, maar ons Afrikaners en Suid-Afrikaners, ons is sakkers vir schemes.
Man dra nou jou buurman en buurvrou, sê hy buurman, buurvrou, asseblief, moenie 'n sakker wees vir 'n skiem nie. Kan ek dit net gou verduidelik? Wanneer ek by jou 'n produk gaan koop, sal as ek nou by jou plaas aankom en ek koop voer, koop nou bale of pille of wat ook, en ek koop 100 000 rand se voer, ek gee jou 100 000 rand of EFT dit vir jou, en ek laai my bakkie en my trailer vol van die voer en ek ry weg, het ons 'n transaksie gemaak, en ek het dit by jou gekoop, of ek kom by Frans en ek koop by hom 'n masjien, mynboumasjien aan, dan het ek jou 300 000 rand betaal, en jy het my daai masjien gegee, en die transaksie is verby, en ons het geskuif van mekaar af. Behalwe as jy my naverkoopdiens gee, okay, of wat ook al. Maar wat gebeur as ek by jou in 'n skiem inkoop, of jy by my in 'n skiem inkoop? Ek sê vir jou, nee, gee my hierdie 200 000 rand, en ek beloof in 3 maande se tyd gaan ek jou geld verdubbel, of ek gaan vir jou 20% per maand gee. Waarin koop ek in? Koop ek 'n produk? Koop ek 'n diens? Of koop ek 'n leen? Ek koop 'n leen. Ek invest my geld wat verdien is deur die sweet van my aangesig, invest ek in 'n leen in. En wat gebeur is wanneer ek in 'n leen inkoop? Wanneer ek in 'n leen inkoop, dan bemagtig ek die leenaar in my lewe. En dan kom ek onder misleiding. En ek het dit al gedoen. Wie van ons het al in 'n skema ingekoop? Ja, ons het gesê, hier is hierdie grant funds, gewoonlik sê ons wil goeie werk doen, dit gaan vir die koninkryk, julle moet net hierdie registrasie fooie betaal, dan gaan hierdie goeders uitbetaal en daai goeders uitbetaal. Kom aan, wees eerlik, wie van ons, let God be God and every man a liar, wie het al dit gedoen? Ek het dit al gedoen. Okay? Weet jy wat het ons ingekoop? My boeta, my sissa, laat ek nou Afrikaans praat, ons het in 'n leen ingekoop. En wanneer jy in 'n leen inkoop en aanhou in 'n leen inkoop, dan bemagtig jy decepsie in jou lewe. Dwaling en misleiding in jou lewe. Ons is almal skuldig, ons het dit almal al gedoen. En hoe langer jy daai leen glo, hoe langer dwaal jy rond onder die leenaar. En wie is die leenaar? Satan is die leenaar. Ek het dit gesien met my hoogs intelligente mense, geleerde mense. Mense waarvoor ek opgekyk het, wat in hierdie skemes begin belê, en dan word die skeme 'n scam en hulle hou aan. Een van hulle was 'n leraar oor 'n netwerk. Mense, hierdie ou het oor R1 miljoen van sy eie geld in daai scam ingesit. Hy het in decepsie gegaan, hy het blind geraak. Ek wil jou vandag waarsku, Salomo sê, 'n sekere manier om arm te word is om jou hoop te sit in iemand wat vir jou 'n quick rich scheme belofte maak. Moet dit nie doen asseblief. Kom ons word volwasse en ons groei verby dit. Ons het al geld in sulke goed belê en ek het dit 'n punt bereik wat ek gesê, dis klaar, ek skryf dit af, ek loop af van weg, ek het geen aandeel meer in daai leen nie, ek wil niks met dit te doen nie, en God gaan die werk van my hande seën. Dis wat hy beloof het, as ek welvaart bou, gaan hy dit seën, as ek hard werk, gaan hy dit seën, maar hy kan nie alleen seën nie, gaan dit nooit doen nie, dis teen sy natuur. Kan ons onder mekaar in die oë kyk en sê, hey boys, kom ons maak klaar met die goed. Dit het nog nooit gewerk nie. En hier kan ek net nog 'n waarskuwing gee. Hier is die realiteit, want ons het vriende wat dit gedoen. In een of ander Bitcoin trading company belê, en die ou het groot geld ingesit, 'n paar miljoen, en hy het 16 miljoen uitgekry. Ten minste het hy sy geld plus 'n bietjie uitgekry. Weet jy wat gebeur as daardie skiem verklaar word as 'n scam? Dan kom die hoks na jou toe. Want jy het mos nou 'n uitbetaling gekry. Dan moet jy daai 16 miljoen terugbetaal. Waar is die finans ouens? Dan moet jy daai en die wetlike ouens. Dan moet jy daai 16 miljoen terugbetaal, want dan kry hulle almal wat uitbetaal is se geld terug, en dan gee hulle almal 10 sent op die rand terug vir wat hulle ingesit het. So dis nie 'n ding van ek kan daarom my geld terugkry. As jy jou geld by Louis Liebenberg teruggekry het, is jy eintlik in moeilikheid, want hulle kan aan jou deur kom klop en sê, hey boy, jy moet al daai geld weer terugbetaal. Want ons gaan dit nou weer teruggee. Kan ek maar Afrikaans praat vanoggend? Die Here praat hard, maar dit is belangrik dat ons denke duidelik is op die goed, want die duiwel wil ons mislei in hierdie tyd. Daar's nie 'n grant wat gaan uitbetaal nie. Daai goed gaan nie gebeur nie, maar wat God gaan seën is die werk van ons hande. Amen. As ons hard werk, as ons mooi werk met ons geld, gaan God ons beloon.
Waar was ek? Ek het nou heeltemal hier van spoor. Vinnig ryk word skema. 17. Voorgee jy is ryk. Ons het genoeg daaroor gesê. Nommer 18. Verwerp dissipline. As jy nie wil luister na inspraak en dissipline nie, dan is dit 'n sekere manier na armoede. Nommer 19. Praat sonder om te werk. En party mense praat net. Hulle praat 'n groot game, maar hulle doen nooit actually die werk nie. Okay, fire daai ou as hy vir jou werk. Laat hom gaan. Gee hom 'n waarskuwing, maar laat hy gaan, want hy praat net, hy kan nie die werk gedoen kry nie. Nommer 20. Maklike geld. As daar geld te maklik inkom, dan ek nie die prys betaal om daardie geld goed te bestuur nie. Want ek weet nie wat die waarde daarvan is nie. Nommer 20. Dis hoekom meeste mense wat geld erf en nie die prys betaal het nie, binne 'n paar jaar daardie erfposie verloor het. Weet jy die statistiek van mense wat die lotto wen? 90% van hulle binne 'n jaar is of dood of bankrot. Hoekom? Hulle het nie gewerk vir daai geld nie. Hulle het daai geld te maklik gekry. Nommer 21, hastige besluite, emosionele besluite, vinnige impulsiewe besluite. Nommer 22, liefde vir plesier. Nommer 23, uitbuiting van die armes, is 'n sekere manier om self arm te word. Nommer 24, geen visie nie. Ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan visie en dan ook nommer 25 weens 'n gebrek aan kennis. Nou vinnig in Spreuke 14 en ek land daarmee vers 4 sê Salomo hierdie ding: waar geen beeste nie is die krib skoon. Waar daar geen beeste is die krib skoon, maar deur die krag van die bees is daar groot inkomste. Nou die Engels sê dit bietjie anders. Hy sê waar daar geen beeste is nie is die stal skoon. Okay, wat sê hy eintlik? Hy sê uit 'n nou baie mooi manier wat hy sê. Hy sê daar's geen mis in die stal as daar nie 'n bees in die stal is. As daar geen bees in die stal is nie, dan is daar geen poef in die stal nie. Laat ek dit nou maar so in Afrikaans sê. Is dit alright? Kan ek net maar so sê? As geen mis nie. Daar's niks wat jy hoef skoon te maak nie, want daar's geen probleme nie, maar jy het ook geen bees nie. Maar dan sê hy daar's groot inkomste, die krag van die bees is daar groot inkomste te bekom. Nou laaste punt, wysheid maak geld deur probleme op te los. Wysheid maak geld deur ander mense se probleme op te los. Nou meeste mense gaan nie geld maak nie, want geld maak lyk soos 'n overall en harde werk. En as jy 'n skoon stal wil hê, as jy 'n stal wil hê wat blink en nie stink nie, gaan jy geen bees in die stal hê nie. Maar as jy bereid is om 'n bietjie beesmis weg te skuif en weg te vee, 'n paar probleme op te los en met beesmis te deel. Kyk na Sandy wat 'n eiendomsagent is. As jy eiendomsagent is, moet jy met klomp mense se beesmis deel. Is dit waar of nie? As jy 'n onderwyser, waar is jy onderwysers? As jy 'n onderwyser is, moet jy met ander mense se kinders se beesmis deel die hele tyd. Okay, wat 'n ander besig? Albei is 'n bouer. As jy vir ander mense bou en party mense is meer finetjie oor hoe hulle plek wil hê, dan moet jy met 'n klomp beesmis deel. Is dit nie waar nie? Okay? Ingrid, jy doen mense se finansies of jy doen boeke. As jy iemand se boeke doen, 'n diens lewer, dan moet jy baie beesmis opeet partytjie. Ekskuus. Dan moet jy met baie beesmis deel, as ek dit so. Pieter, jy doen meganika en jy het vir ouens gemyn en dit. Jy moet 'n klomp beesmis opeet, is dit nie so nie? Jy sien, daar's geld om te maak wanneer ons bereid is om beesmis mee te deel. Maar as ons 'n skoon stal wil hê, great, kan 'n wonderlike problem-free philosophy, Hakuna Matata lewe hê. Maar wanneer ek en jy bereid is om bietjie beesmis rond te graaf en te vee, dan sê Salomo vir ons, daar's baie wins om te maak. En as jy vandag hier sit en jy het 'n finansiële deurbraak nodig, dan wil ek vandag bid dat die Here vir jou 'n wonderwerk doen. Maar ek wil ook vandag bid dat die Here vir jou 'n stal wys waar jy kan beesmis wegskuif. Daar's ergens 'n probleem wat jy kan oplos vir iemand anderster en hulle is bereid om jou te betaal vir dit. Maar dit gaan vat dat ek en jy bereid is om daai beesmis aan te vat. Ek onthou ek het dit al gedeel met julle. Paar jaar gelede bid ek en ek sê, Lord, I need a miracle, a financial miracle. En die Here sê so mooi vir my, as die Here met jou praat, dan is hy altyd reg. En hy sê, my son, you don't need a miracle, you need a principle. If I do a miracle for you and bail you out, then 6 months later I must do another miracle and bail you out of the same problem.
As jy nie my beginsel gaan leer nie, if you don't learn my principle, you're going to keep violating my principle, en jy gaan net wonderwerk na wonderwerk nodig het, net om jou heeltyd uit te byl. En so ek wil bid volgende dat die Here vir jou wonderwerk doen as jy een nodig het finansiëel. Maar ek wil ook bid dat jy sy beginsel volgend leer. En as jy dalk voel jy slaan heeltyd 'n ceiling finansiëel, jy breek net nie deur na die volgende vlak toe nie. Jy gaan om dieselfde berg jaar na jaar, dekade na dekade. Dan wil ek jou ernstig aanmoedig om hierdie te oorweeg, om jouself te skool en te sê, Here, ek het nodig om te leer wat U weet oor finansies. Weet jy wat God praat oor geld? Meer as enige ander onderwerp in die Bybel. Daar is geen onderwerp wat God meer aanspreek as geld en rykdom en welvaart. Hoekom? Eerstens, hy wil hê ons as sy kinders moet geseënd wees, en tweedens, hy wil nie hê geld moet ons God wees nie. En as God meer oor geld praat as oor redding, as oor geloof, as oor gebed, as al hierdie ander belangrike goed, dink jy nie dat ek en jy moet hoor wat hy sê oor geld nie? Dink jy nie dat ek en jy moet gaan leer wat God sê oor geld nie? Want God het baie te sê daaroor. En hy nooi vir jou en my uit. Hy sê, kom lewe in die welvaart kwadrant. Kom lewe in my wysheid, want my wysheid, as dit vir Salomo kon doen, dan wil ek dit vir jou ook doen. Jy gaan dalk nie die rykste persoon wees nie. Ek weet nie of jy ryker as Elon Musk gaan word nie. Maar jy weet, jy gaan so ryk wees as wat God graag wil hê jy moet wees. Jy gaan daardie welvaart bekom. As jy vanoggend hier sit en jy sê, I need a miracle, but I also need a principle. Ek het 'n beginsel nodig, maar ek het ook 'n deurbraak nodig. Wie nie saam met my staan en ek wil vir jou bid nie.